Ons as Christene is daarom geweldig bevoorreg dat ons saam met die Here kan kyk na ons toekoms, iemand wat opgewonde is oor ons toekoms. En dan kry ons 'n vers soos hierdie, Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dis kosbare verse, vir as 'n mens 'n druktyd, 'n onsekerheid voor jou het. Maar binne konteks is hierdie vers nog baie kragtiger. Kom ons kyk vandag daarna. Here, wat 'n onbeskryflike voorreg om saam met U te kyk na ons lewe, na ons toekoms. En te weet dat U ons hand vat en dat U die meeste vir ons wil doen. Help vir ons vandag as ons saam met U dink oor wat ons kan doen. In Jesus se naam. Amen. Ons lees Jeremia 29 van vers 4 af. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here, en ek sal julle terugbring na die plek toe, waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Tot sover. Die sleutel van hierdie gedeelte is die woordjie ballingskap. Wanneer 'n kind stout is, dan sê sy ma vir my, ken hierdie woorde, kamer toe, of sy pa sê dit, dan is nog erger, kamer toe, dan weet hy, nou is die praat verby. Nou gaan ons by die regte goed uitkom. En daar was sulke kere gewees waarin die volk byvoorbeeld uit Egipte uittrek en die volk geweldige uitdagings moet aangaan. Hulle moet teruggaan na die land toe waar hulle aanvanklik uitgekom het, en tussen het daar ander mense gekom. Daar was groot uitdagings, gevegte vir hulle. En dan is hulle op pad te soontoe. Begin hierdie mense skielik bemoedig raak en hulle is kwaad vir die Here en hulle kry goed, hulle wil goed hê wat hulle nie kan kry nie. En dan besef die Here, maar met hierdie mense kan ek nie daai uitdagings aanvaar nie. En dan stuur hy hulle in die woestyn in vir 40 jaar. En daar in die woestyn gebeur die belangrike goed. Daar leer hulle God se wil ken en afhanklik van hom raak. En daar besef hulle hoe hulle na hom moet luister. En dan na 40 jaar is hulle reg om in die nuwe land in te gaan. Of Elia kry te doen met Isebel. En toe hy die profete van Isebel doodgemaak het, toe hulle die geoffer het, die offer gebring het, toe skielik, toe die eintlike werk nou voorlê, nou wys hy wie is die Here. Toe skielik word hy bang en hy wil nie meer aangaan nie. En wat sê die Here vir hom? Woestyn toe, kamer toe. En dis ver, is 40 kilometer wat hy daar in die woestyn moet ingaan, vat lank om daar te kom, en daar praat die Here met hom.
en dit verander sy hele lewe. In die volk se lewe het dit sleg gegaan. Hulle was ongehoorsaam aan die Here gewees. Hulle het mekaar benadeel, swak besluite geneem. Hulle het die Here nie gevolg nie. En dan sê die Here vir hulle, ballingskap toe. En hierdie gedeelte sê duidelik, Nebukadneser se wegvoer van die mense was die Here se plan gewees vir hulle lewe. Want sien, in die ballingskap gebeur die belangrike goed. Nou in hierdie gedeelte is die Jojagin was toe die koning gewees, hy is weggevoer en sy ma, en dan al die belangrike mense, die paleisamptenare, en dan die kundige mense, die ambagsmanne en die bouers, almal is weggevoer, en daar het omtrent niemand in die land meer oorgebly nie. En hulle kom in 'n nuwe land. En dan lees ons in die vorige hoofstuk, Jeremia 28, van 'n profeet, Hananja, wat sê, luister julle, ek gaan gou vir julle sê wat is die Here se wil. Hierdie is 'n klein probleempie. 2 jaar, dan is julle weer terug. En julle gaan sommer alles wat van die tempel af, al die kosbarehede wat hulle saamgevat het in die tempel, alles gaan saam terugkom. Net 2 jaar, moenie bekommerd wees nie. En dan kom Jeremia op die toneel. Jeremia sê vir hom, maar jy het nie die Here se wil verkondig nie. Jy sê wat die mense graag wil hoor. Dan moet eers dinge gebeur in Babylonië. En dan is Jeremia se profesie dat hulle vir 70 jaar in Babel gaan bly. So dis die interessantheid van hierdie vers. Hierdie vers wat sê ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms 'n verwagting gee. Dis nie iets wat nou gaan gebeur nie. Daarom moet eers iets gebeur voordat hierdie kan gebeur. Daarom is die eintlik belangrike vers in hierdie gedeelte, vers 12. En vers 12, net na vers 11, is hierdie woordjie dan. En dan iets wat gaan gebeur. Tussen vers 11 en vers 12 verloop daar 70 jaar. Dan sê die Here, sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Die Here moes hulle leer dat in die nuwe land, is hulle nie net 'n rukkie wat hulle daar rond sit en wag, in die son sit en wag dat die konings al die onderhandelings afhandel, en hulle weer teruggestuur word nie, of die Nebukadneser ontmoeting met die Here kry en skrik en sê, ja, gaan asseblief terug na julle land toe nie. Die Here sê, nee, as julle in daai land kom, moet julle in daardie land leef. Ek wil hê dat dit julle land word. Daar moet julle gesinne begin, julle moet werk, julle moet huise bou, julle moet 'n goeie lewe maak, julle moet omgee vir daai mense, julle moet bid vir hulle. Hulle belange word ook julle belange. Hulle moet bly wees julle is in hulle land. Dit is wat ek wil hê. En in daardie proses om in ballingskap, nou ballingskap vir interessant dat die woord beteken om kaal te wees, uitgelewer te wees, uit my sekuriteit uit weg te gaan. Dis wat ballingskap beteken. In 'n plek waar ek nie al my veilighede het nie, in so 'n plek moet ek die Here volg en die Here dien, toegewy dien en aansteeklik dien, ander ook uitnooi om die Here te volg. En in daardie proses begin in my lewe nuwe dinge te gebeur, nuwe afhanklikhede. Eers was die tempel vir 'n stuk sekuriteit. Hulle lewens was chaoties geweest. Daar was onreg geweest, misbruik van mense. Maar hulle die tempel, die Here is daar. Die Here sê nee, ek is nie daar waar my hart nie is nie. En die onreg wat julle doen, ek is nie daar nie. En in daardie vreemde land kry hulle weer kans om op die regte manier van die Here afhanklik te word. In 'n sekere sin is ons in 'n ballingskap in hierdie fase van ons volk se lewe in Suid-Afrika, ons blankes. Dis nie die plek waar ons veilig voel nie, ons word bedreig, die hoeveelheid mense wat doodgemaak word, sekuriteit vir ons toekoms, werksmoontlikhede. Hierdie is 'n aaklige plek om te wees. En die gevaar is dat mense in so 'n tyd net kan wag dat die Here vir ons uitkoms sal gee. Here, gee ons 'n ander regering, gee vir ons uitkoms, doen wonders. En as Amerika dalk iets reg kry, is ons verskriklik bly daaroor, maar die Here sê jy verstaan verkeerd. Ek wil nie omstandighede verander nie, ek wil jou verander. Jy dink verkeerd. Ek het nie die plek in jou lewe wat ek moet hê nie. Jy volg hom nie op 'n manier wat goed is vir jou toekoms nie. En daarom is hierdie 'n tyd waar die Here op 'n besondere manier met ons werk en met ons praat. En waar hy van ons sê, selfs vir hulle, bevorder die belange van die land waarin jy is. Ons kry baie keer dat mense sê, maar hoekom moet ons die paaie skraap? Ons betaal belasting, die regering moet dit doen.
Ons sal as dit ware terugsit en wag dat die Here vir ons uitkoms gaan gee. En dan sê die Here nee. Bevorder die belange van die plek waar julle is. Laat hierdie mense bly wees, julle is hier. En daarom as dinge nie volgens die Here se wil is nie, dan maak ons dit so. En as iemand is wat verantwoordelik is vir die paaie of die gate in die strate, dan probeer ons doen wat ons kan om 'n verskil te maak, om die mense te kry om dit reg te maak. As dit nie doen nie, maak ons ander planne. Maar waar ons is, sê almal, ons is bly hierdie mense is hier. Hulle is nie net 'n klomp klaarkouse nie, hulle is mense wat regtig 'n verskil kom maak, wat die belange van die land bevorder. Ding wat geweldig kommerwekkend is dat ons nie besef die beleggings wat ons moet maak vir ons kinders se toekoms nie. Ons kinders is gedoem as hier nie goeie verhouding tussen rasse is nie. En ons word geroep om moeite te doen, om met wie ook al ons kan hande vat en ons waardes deel, nou is baie van die ander rasse, om met hulle hande te vat en 'n toekoms te bou vir mense wat in hierdie land wil bly. En vir daardie mense sê die Here, as hulle dan terugkom, gaan dit anders lyk, want nou ken julle my stem. Julle het geleer om vir my afhanklik te word. Julle het geleer om waar julle ook al bly mense te beïnvloed en na my toe te trek. En nou het julle 'n toekoms. En met rede het julle verwagting. So die interessante van hierdie gedeelte is dat hierdie wens van die Here, dat hulle voorspoed sal hê en nie teenspoed nie, 'n toekomse verwagting, eers oor 70 jaar gaan gebeur. Hulle gaan nie eens die voordeel daarvan voel nie. Hierdie mense is teen daai tyd lankal dood. Maar hierdie is 'n belegging wat die Here maak in hulle toekoms, in hulle kinders, hulle kleinkinders, in hulle nageslagte se lewe. Kom ons bevorder die belange van die plek waar die Here ons geplaas het. Here, dankie dat ons u oordeel kan vertrou. En dankie dat ons deur u tot stilstand geroep word en weer besef dat ons baie keer ten koste van die mense om ons geleef het. Dankie dat ons nou besef dat die lewe nie oor my gaan nie, maar dit wat u in die toekoms beplan vir die mense wat uit my voorkom, die mense saam met wie ek leef. Help vir ons om na u te luister, om mense te wees wat u wil soek, in gehoorsaamheid u te volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.